Jesus maak 'n verstommende belofte daar in Johannes 14 vers 21. Wie my gebooie het en dit onderhou, hy is die een wat my liefhet, en ek sal myself aan hom bekend maak. Dink net daaraan, die koning van die heelal is nie meer 'n misterie, 'n geheimenis nie. Hy maak homself bekend. Hy openbaar homself aan mense. Dit gaan nie bloot oor kennis nie. Baie mense weet van Jesus. Hulle kan Bybelverse aanhaal, Bybelstudies kafdraf, leerstellings verduidelik en selfs teologiese debatte wen. Maar om Jesus werklik te ken, is iets anders. Dit is persoonlik, intiem. Dit is lewensveranderend. Daarom bevestig en bely Paulus ook in Filippense 3 vers 10, al wat ek wens is om Christus te ken. Die betekenis en die konteks van die woord ken daar dui op 'n dieper en meer intieme kennis. Jesus is nie 'n historiese figuur wat 2000 jaar gelede verdwyn het nie. Hy leef, hy praat, hy lei en hy troos. Hy maak homself bekend aan almal wat hom liefhet. Maar let op, hierdie belofte is gekoppel aan liefde en gehoorsaamheid. Nie omdat ons sy liefde verdien nie, maar omdat gehoorsaamheid aan hom die taal van liefde is. As jy iemand liefhet, luister jy na hom. Dis eintlik heel eenvoudig. Kinders verstaan dit beter as groot mense. Ons maak dit net meer ingewikkeld. Die gehoorsaamheid waarna Jesus hier spesifiek verwys, is sy gebooie. Lees weer oor sy nuwe gebod in Johannes 13 vers 34, 15 vers 12 en 1 Johannes 2 vers 7. Hoe leer ons Jesus beter ken? Deur tyd saam met hom deur te bring, in sy woord, in gehoorsaamheid, in gebed, in stilte, deur te luister vir die fluistering van die windstilte. Elke stap van vertroue maak die volgende een makliker. Die disippels het hom so leer ken. Nathanael het uitgeroep, U is die Seun van God. Petrus het bely, U is die Christus. Maria Magdalena het hom na die opstanding herken toe hy haar naam noem. Jesus is steeds besig om homself bekend te maak. Miskien voel Jesus vir jou ver vandag. Die oplossing is nie om harder te probeer nie, maar om nader te kom. Hy speel nie wegkruipertjie nie. Hy is nie skaam nie. Hy is gretig om homself aan jou te openbaar. Hy wag vir jou. Dink 'n bietjie daaroor. Wanneer laas het jy bewustelik tyd gemaak om Jesus beter te leer ken? Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie dat ons U kan ken met meer as kopkennis. Dankie dat U Uself aan ons bekend maak. Leer my om U lief te hê en U stem te herken. Amen.